Opstandingssondag of Paasondag is die hoogtepunt van die kerklike jaar. En word reeds sedert die eerste eeue in die kerk gevier as die dag waarop Jesus Christus uit die dood opgestaan het. Histories het die vroeë kerk hierdie dag toe ook die eerste dag van die week gemaak. En daarom is Sondag van daardie tyd af die eerste dag van die week, nie Maandag. Maandag kan hoogstens die eerste dag van die werksweek wees. Maar die eerste dag van die week is Sondag. Want eintlik elke Sondag vier ons hierdie ongelooflike dat God vir ons in Jesus Christus uit die dood opgestaan het. Liturgies is dit 'n fees van lig, 'n fees van lewe, van oorwinning, van nog 'n kans. Liturgies is die kleur vir vandag wit en goud. Ons vier immers die oorwinning van Christus oor die sonde en oor die dood. En daarom wil ek nou vir ons simbolies 'n kers aansteek, die lig van Christus wat in die donker wêreld aangebreek het. Hier in die gemeente het ons in die 6 weke voor Goeie Vrydag elke week een van die 7 kerse doodgeblaas. Op Goeie Vrydag die 7de kers doodgeblaas. Ons het toe ingegaan saam met Jesus in die graf in. En vanmôre die eerste kers en ons gaan nou ook 'n klompie kerse in die volgende weke aansteek as simbool van die lig wat in Christus aangebreek het. Ons gaan staan vir ons toetrede liedgesang 409, strofe 1 tot 3, hoor jy die Paasfees klokke. Direk daarna terwyl jy bly staan, die fotum, die seëngroet en 'n loflied, gesang 422, strofe 1 tot 3, die Heer het opgestaan.
verrys. Hy breek die dood se greep. Hy bring die lewe. Die graf kon hom nie hou nie. Versoening is verwerf, ons word vergewe. Hy lewe, oorwinnaar en heilbewerker. Geliefdes, ontvang die wonderlike seën van die Here. Jesus Christus lewe. Hy gee ons vrede. Hy tree vir ons in. Niks kan ons van hom skei. Amen. Die liefde wat God aan ons geskenk het deur sy seun se opstanding uit die dood, bind ons as gelowiges aan mekaar. In Johannes 13 vers 34 en 35 word hierdie liefde vir ons verduidelik. Ek gee julle 'n nuwe gebod. Julle moet mekaar lief hê. Soos ek julle lief het, moet julle mekaar ook lief hê. As julle mekaar lief het, sal almal weet dat julle my disippels, of dat julle disippels van my is. Mag ons as geloofsgemeenskap ons daarop toewy om altyd opreg lief te wees vir mekaar. Sonder enige gewin of enige persoonlike agenda in ons verhoudings met mekaar. Mag ons altyd vashou en ons verbly oor die opstanding van Jesus Christus en die betekenis daarvan in ons lewe. Mag ons waarlik in hierdie liefdevolle voetspore van Jesus Christus stap. Mekaar vergewe, mekaar lief hê, soos Christus ons vergewe en ons lief het. Geliefdes, wanneer ons dit begin doen, verander die wêreld stukkie vir stukkie in ons en rondom ons. Die kerk, God se kerk, moet ook weer die roeping hoor. Gaan na al die mense van die wêreld toe en leer hulle van hierdie liefde en die vergifnis waarvan opstanding vir ons vertel. Terwyl ons bly sit, kom ons sing Vonk 17 strofe 1 en 2 as 'n skuldbelydenis saam.
soos dit opgeteken is in Romeine 10 vers 9 en 10. Daar staan geskrywe: as jy met jou mond bely dat Jesus die Here is en met jou hart glo dat God hom uit die dood opgewek het, sal jy gered word. Met die hart glo ons en ons word vrygespreek. En met die mond bely ons en ons word gered. Laat ons nou, terwyl ons ook so bly sit, ons geloof bely en vanmôre se geloofsbelijdenis fokus op Jesus Christus en die wêreld wat dit vir ons oopmaak. Kom ons bely elkeen in ons hart soos volg. Ek glo in Jesus Christus, sy eniggebore seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterwe en begrawe is en ter helle neergedaal het. Wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader. Waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Amen. Geliefdes, ons het bely dat Jesus deur sy lyding, sy sterwe en sy opstanding vir my en vir jou ook die ewige lewe verwerf het. Laat ons nou saam bid. Here, ons Here, ons hoor die Paasfeesklokke. Ons bely teenoor die wêreld, U het opgestaan, U het waarlik opgestaan. Net daar, Here, het U in U liefde, U omgee, U vergifnis vir sondaar mense, vir ons 'n nuwe geleentheid oopgebreek. 'n nuwe begin, 'n oorbegin, 'n nog 'n kans. En ons dankie daarvoor, Here. Dankie dat ons op hierdie mooi dag, wat ook 'n pragtige dag in die natuur daar buite is, met vrolikheid kan hier by die kerk wees en kan uitloop by hierdie deure vandag en sê, waar het die Here het ook vir my sonde opgestaan. Ek is vry. Vrygespreek in Christus bloed. Ek is nuut gemaak. Ek is skoon gewas. Ek het uit my ou lewe weer opgestaan. Nie omdat ek volmaak is nie omdat ek 'n klomp boets en moenies reg gekry het nie, maar omdat U my liefhet. Dankie dat ons vanmôre ook vir 'n spesiale ander geleentheid by mekaar kan wees. Hier in die Erehuis. Dankie dat ons saam met hierdie twee jong mense 'n nuwe begin in hulle verhouding kan vier. Saam met hulle opgewonde kan wees op die lig wat ook so aanbreek, die nuwe dag, die nuwe geleenthede. Here, dankie dat ons by mekaar kan wees vanmôre. En dat ons die woord kan hoor, al gaan dit 'n gewone mens wees, wat met gebroke woorde dit vir ons gaan probeer oordra. Stuur Here die Gees om hierdie woorde te vat en dit in ons harte te laat lê, op ons lippe, ons hande, ons voete te laat beweeg. Spreek, Here, want ons wat in U broers en susters van mekaar is, 'n geloofsgemeenskap, ons Here wil graag luister. Amen. Ons skriflesing vanmôre is die hele laaste hoofstuk van Matteus 28 vers 1 tot 20. Dit begin by Jesus se opstanding en die enkele gebeure daarna. Ons het op Goeie Vrydag hoofstukke 26 en 27 gelees wat nou die gevangeneming en die lyding tot die kruisiging tot Jesus se dood was. Vandag lees ons hierdie gedeelte. Na die Sabbatdag, en nou is Sabbatdag 'n Saterdag, toe dit die Sondagmôre begin lig word, het Maria Magdalena en die ander Maria na die graf gaan kyk. Skielik was daar 'n geweldige aardbewing. 'n engel van die Here het van die hemel af gekom, na die graf toe gegaan, die klip weggerol en daarop gaan sit. Sy voorkoms was so blink soos weerlig en sy klere so wit soos sneeu.
van skrik vir hom en die wagte gebewe en soos dooies geword. Toe sê die engel vir die vroue, julle moet nie bang wees nie. Ek weet julle soek Jesus wat gekruisig is. Hy is nie hier nie, want hy is uit die dood opgewek. Soos hy gesê het, kom nader en kyk, daar is die plek waar hy gelê het. Gaan gou en sê vir sy disippels, hy is uit die dood opgewek en hy gaan julle vooruit na Galilea toe. Daar sal julle hom sien. Dit is wat ek vir julle moes sê. Hulle toe haastig van die graf af weggegaan, bang, maar baie bly. En hulle het gehardloop om dit aan die disippels te vertel. En skielik het Jesus daar voor die vroue gestaan en hulle gegroet. Hulle het nader gekom, sy voete gegryp en hom aanbid. Toe sê Jesus vir hulle, moenie bang wees. Gaan sê vir my broers, hulle moet na Galilea toe gaan en daar sal hulle my sien. En terwyl die vroue op pad was, kom party van die wagte in die stad aan en vertel vir die priesterhoofde alles wat gebeur het. Die priesterhoofde het saam met die familiehoofde vergader en die volgende plan gemaak. Hulle het vir die soldate 'n groot som geld gegee en gesê, julle moet sê, die disippels het in die nag gekom en sy liggaam gesteel terwyl ons geslaap het. En as die gouverneur daarvan hoor, sal ons hom tevrede stel en sorg dat julle nie bekommerd hoef te wees nie. Die wagte het die geld gevat en gemaak soos hulle voorgesê is. Hierdie storie word tot vandag toe onder die Jode vertel. Die 11 disippels het na Galilea toe gegaan, na die berg waarin Jesus hulle beveel het om te gaan. En toe hulle hom sien, het hulle hom aanbid, hoewel party getwyfel het. Jesus kom toe nader en sê vir hulle, want my is alle mag gegee in die hemel en op die aarde. Gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my disippels. Doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En onthou, ek is by julle al die dae tot die volëinding van die wêreld. Ons lees tot sover. Ons het Vrydag daardie laaste oomblikke van Jesus se lewe op aarde voordat hy sy laaste asem uitgeblaas het, gelees. En soos Jesus se disippels het ons ook Vrydag nagmaal gevier, alhoewel hulle dit op die donderdag aand gedoen het. Dit het nooit gegaan oor die manier waarop ons nagmaal gehou het nie. Dit het altyd gegaan oor die ryk boodskap wat daarin gelê het. In swart geklee vir die dood van Jesus het ons as gemeenskap uitmekaar gegaan. En vandag kom ons weer by mekaar. En hierdie keer in wit en goud in daai groot klip voor Jesus se graf, die een wat veilig vasgerol is en ook vasgeseël is, staan daar. Is mos weggerol. Dit is oopgerol. En Jesus het uit daardie graf uitgekom. Dit is die opstanding en ons staan by die kern van hierdie opstanding in ons geloof. Die feit dat Jesus Christus opgestaan het, maak ons Christelike geloof heel anders as enige ander geloof. Hy het opgestaan. Nie vir homself nie. Hy het die dood oorwin vir my en vir jou. Sodat daar vir ons nog 'n kans is. Nog 'n geleentheid is. Aanvanklik het ek geskryf 'n tweede kans is en toe onthou ek nie 'n tweede is dan baie verkeerd. Want ons kry nie net 'n tweede kans nie, ons kry sommer 100e kans. Deur die opstanding van Jesus Christus. Die opstanding van Jesus Christus is nie maar net 'n mooi verhaal of 'n mooi storie met simboliese gedagtes nie. Dis die keerpunt van die wêreld se geskiedenis.
Daardie oomblik toe God en Jesus Christus ingegryp het en gesê, die dood het nie meer 'n finale vashou op my kinders nie. Ons kan daarom nou uitroep, dood, waar is jou angel? Ons kry nog 'n kans in die lewe, want dit is hoe lief God ons het. Hy het sy lewe vir ons afgeneem. Vandag hoor ons hierdie boodskap nie net as iets wat lank gelede gebeur het nie. Vandag hoor ons dit as 'n lewende waarheid vir ons lewens vandag. In hierdie oomblik, ons volgende tree, ons volgende asem, ons volgende dag, ons volgende week. Ook wanneer ons vanmôre saam met 2 jong mense 'n huwelik vier. Nie privaat nie, net persoonlik. Met die opstanding gee God nog 'n kans. Julle huwelik gaan simbool wees vir altyd van hierdie nuwe beginne, hierdie nuwe lig, hierdie nuwe kans, waar daar altyd 'n Christus vir julle is. Op die eerste dag van die week, op 'n Sondag, op opstandingssondag, is julle verhouding 'n huwelik in die naam van God gemaak. En wanneer ons na Matteus 28 kyk, moet ons onthou hoe die wêreld van daardie eerste gelowiges gelyk het. Dit het vir hulle gelyk, alles is nou finaal verby, toe Jesus sy laaste asem uitblaas. Die disippels het weggegaan. Hulle het gewonder of met hulle aangaan met hulle gewone lewe. Hulle het ook aangegaan met hulle gewone lewe. Hy is gekruisig, verneder. Hy is begrawe en in 'n graf verseël. Daar was 'n wag wat wag gehou het. En volgens die gebruike van daardie tyd sou die dood 'n proses wees. Daar is 'n wagtyd van ontbinding, maar ook 'n wagtyd vir iets nuuts om te gebeur. Maar juist daar, waar alles vir die mens verby lyk, daar waar alles vir die mens dood en klaar lyk, daar gryp God in. Soos ons ook hoor uit die historiese praktyke van daardie tyd, gebeur die opstanding nie volgens menslike verwagting nie, maar volgens die wil van die Almagtige God. En dis belangrik om raak te sien. Die opstanding gebeur nie omdat mense al die boets en die moenies nagekom het nie. Die opstanding gebeur nie omdat mense skielik volmaak gelewe het en so goed was nie. Dit gebeur juis omdat die mense sondaar is. En juis omdat die mens as gevolg van sy sonde eintlik verlore is. Die disippels was nie by die graf van afwagting nie. Hulle het weggehardloop. Hulle was bang. Hulle was onseker. Hulle was later toegesluit in 'n bovertrek. En dan kom die brose vroue van daardie tyd. En ek noem dit broos omdat in die kultuurhistoriese tyd 'n vrou nie 'n plek gehad het nie. Omdat 'n vrou in daardie tyd nie gereken is nie eiendom kon sit nie. En hierdie belangrike ding, vroue in daardie tyd kon nie as 'n getuie in die hof optree nie. Dit is nie as geloofwaardig beskou word. En wie is die eerste getuies van die opstanding van Jesus Christus? Vroue. 2 gebroke vroue. En ook, as ons terugdink nog 'n bietjie verder met die sterwe van Jesus, wie die eerste geloofsbelijdenis gemaak nadat Jesus sy laaste asem uitgeblaas het? Nie sy disippels nie, die Romeinse soldaat, 'n heiden, wat gesê het, waarlik, hierdie man was die seun van God. En hierin lê die evangelie. God begin nuwe dinge waar mense dit die minste verwag. God begin nuwe dinge met mense van wie ons dit die minste verwag. God gebruik telkens in sy plan wat ons sou kan noem onverwagse mense.
God gee 'n nuwe kans aan mense wat nie gereed sou wees self nie. Dit beteken dat die opstanding nie net 'n oorwinning oor die dood is nie, maar ook 'n oorwinning oor ons sonde is. En dat die opstanding ook 'n oorwinning oor ons wanhoop is. En dat die sonde ook 'n oorwinning is oor dit wat ons as swak en klein en nietig en minder belangrik beskou. Wanneer die engel sê, hy is nie hier nie, hy het opgestaan, dan is dit nie net 'n aankondiging nie, dis 'n nuwe begin. Kyk wat daarna gebeur. Die vroue hardloop met vrees, ja, maar ook met blydskap. Hulle gaan vertel vir die eerste mense van die wêreld wat hulle raak op Jesus se disippels van Jesus wat opgestaan het. Petrus wat Jesus verloor het, hy word nie afgeskryf nie, maar hy word weer ingesluit in God se plan. Daarin wat 3 keer net die hand daar gekraai het, wat aanhoudend gesê het, ek ken hom nie, ek is nie deel van sy span nie. Hy kry nog 'n kans vir die opstanding. En ons weet Petrus het die wêreld uitgegaan en die evangelie verkondig tot en met sy tragiese dood. Jesus se disippels wat weggehardloop het, word almal betrek by Jesus se nuwe span met die opstanding. Almal van hulle gaan uit in die wêreld en miskien met net die uitsondering van een van hulle, en almal van hulle nou met die opstanding in gedagte so dinamies verkondig, dat elkeen van hulle, met miskien die uitsondering van een, 'n tragiese dood gesterf het, vir hulle geloof. Wat het gebeur? Bang disippels, onseker disippels, weghardloop disippels, word met die opstanding 'n nuwe begin, 'n nuwe geleentheid, verkondigers van Christus se span in die wêreld. Dit bring ons by die kern van die boodskap. Die opstanding beteken dat God nooit mense afskryf nie. Ons moet dit baie goed weet. Ons kan mense afskryf. Ons het klasse en kategorieë en noem maar op, maar nie God nie. Die opstanding beteken dat daar vir almal nog 'n kans is. En as dit nodig is, nog 'n kans. En as dit nodig is, nog 'n kans. Dit is nie net wat vir die eerste disippels moontlik was nie, maar vir my en jou vandag. In ons eie geloofslewe, in die lewe van ons geloofsgemeenskap, gebeur dit dikwels dat die lig met 'n hoofletter stilletjies begin dowwer en dowwer. Dit gebeur baie keer nie op dramatiese wyse met 'n groot besluit nie, maar in ons konteks, ons omstandighede, ons uitdagings, ons beproewings, maak dat ons stilletjies en stilletjies blinder en blinder raak vir die lig in ons lewe. Daarom is opstanding nodig, om ons te herinner, om ons oë oop te maak, sodat ons die groot, onuitblusbare lig kan raak sien. Verby ons wanhoop, verby ons uitdagings, verby ons beproewings, verby alles wat dit van ons moontlik maak, verby. Deur weer te luister, weer te bid, weer opreg op God te vertrou, weer te probeer. 'n Huwelik is nie gebou op perfekte idees of op perfekte mense. Dit is nie gebou op gedagtes wat alles altyd reg was en sal wees nie of gaan wees nie. 'n Huwelik is nie gebou op volmaakte mense. 'n Gelukkige huwelik is nie gebou op volmaakte mense. Inteendeel, elke huwelik begin met 2 mense wat mekaar liefkry, 2 onvolmaakte mense wat mekaar liefkry en mens bly. Daarom is daar in elke huwelik ook spanning
ook uitdagings, ook beproewings, ook seer, ook verlies, ook pyn. Maar as ook die groot lig. Die groot nuwe begin, die groot vergifnis, die groot oorbegin. Die opstanding bring 'n ander waarheid na die huwelik. Daar is elke keer nog 'n kans. Nog 'n kans om weer te kies vir mekaar, mits albei dit doen. Nog 'n kans om te vergeef. Die Vadien en vir Magiel 'n driehoek verduidelik, waar God bo is en hulle twee onder is. En vir hulle gesê dit werk so, hoe nader hulle na God toe beweeg, na die lig toe beweeg, hoe nader beweeg hulle aan mekaar. Maar sou mens van die lig af weg beweeg jy uiteindelik ook uit mekaar. Die hartseer van hierdie driehoek is dat as net die man of net die vrou van God af van die lig af weg beweeg, daar ook afstand kom tussen mekaar. Dit vat 2. Nee, dit vat 3. As ons predikers 'n 3-dubbele tou vat, God, man en vrou. Jesus het nie na die kruis gesê, dis klaar nie. Hy het gesê, dis volbring. Dis 'n nuwe begin. Daarom trou julle vandag nie net met mekaar nie, maar julle trou ook met die lig ingeweef. Die opstanding ingeweef in julle huwelik. Julle trou met die wete dat God se genade groter is as enige van julle se fout. Dat sy liefde sterker is as enige van julle twee se swakhede. Dat sy krag julle sal dra wanneer julle voel julle kan nie meer. Jesus sê, gaan dan. Ons moet uitgaan. Ons word geroep tot 'n nuwe lewe. Dit beteken dat ons nie moet gaan leef. Dat ons die lig wat ons in ons ontvang het, moet gaan afgee in die donker wêreld daarby. In die huwelik teenoor mekaar, maar in die wêreld teenoor ons kollegas, in die wêreld teenoor almal vir wie ons lief is. En ook teenoor hulle wat dit vir ons moeilik is om weer saam te wees. En daarom moet elkeen van ons vandag die vraag hoor. Wanneer het jy gedink dit is klaar en verby? Wanneer het jy gedink jou geloof is nou klaar? Jou hoop het uitgeloop? Dis nou en dan, wanneer die opstanding Sondag moet onthou. Die lig is nie verby nie, is nie klaar nie, dis volbring. Hierdie opstanding Sondag verkondig ons saam, die klip is weggerol, die graf van Jesus is leeg, Jesus leef, daarom leef ons ook. Nog 'n kans vir my, vir jou, vir ons almal. Ons het ook in die huwelikskategese gespraat, soos ons vanmôre vroeg gesê, Kronos en Kairos, Kronos die kronologie, Kairos die oomblik. Hierdie is die oomblik. Kairos is so 'n mitologiese figuur met vlekkies aan sy voete, hy kan vinnig beweeg en hy so weglê kuif, en die bedoeling is as jy 'n geleentheid by jou verbykom, kom hy altyd op spoed by jou verby. En as jy nie vir hom gryp aan daai kuif nie, is die geleentheid verby. Gryp die geleentheid van die opstanding. Amen. Vra Magiel dat jy en Nadina voor sal kom.
Geliefdes, ons is as getuies in die naam van God by mekaar om Magiel Engelbrecht en Nadine Halfvleis, en as ek het verkeerd sê, is dit nie my skuld nie, dis 'n moeilike een, in die huwelik te bevestig en God se seën ook op julle verhouding te vra. Egpare se sorg vir mekaar word sigbaar daarin dat hulle gehoorsaamheid aan die evangelie van Jesus Christus mekaar geestelik, emosioneel en fisiek versorg. So leer ons mekaar waarlik lief hê en mekaar waarlik dien. Die liefde tussen julle twee moet God se liefde weerspieël. Daarom dra mekaar se laste, bly in alle omstandighede getrou, bou mekaar altyd op, aanvaar saam verantwoordelikheid vir hierdie nuwe verhouding, leef sober, waak teen uitspandigheid en materialisme en betoon barmhartigheid, omgee teenoor mekaar. God skep ook ruimte vir julle in sy kerk, skakel in, werk saam en dra by tot die instandhouding van die gemeente wat julle geestelike moeder word. Deelname aan die gemeente kan ook die huwelik bou en die gemeenskap versterk. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, met die huwelikskategese waar ons heerlik gesels het oor baie dinge, met die preek in gedagte, Matteus 28, wil ek julle nou eers vra of julle bereid is om julle huwelik in te rig volgens die riglyne wat julle in die woord van God daarvoor sal kry, wat is hier op julle albei se antwoord. Om julle huwelik volgens die vereistes van die landswet te bevestig, moet julle op hierdie vraag antwoord. Verklaar jy, Magiel, dat sover jy weet dat regtens geen beletsel is teen jou voorgenome huwelik met Nadine hier teenwoordig, en dat jy almal teenwoordig roep om getuie te wees dat jy haar as 'n wettige vrou neem. Magiel, wat is hier op jou hoorbare antwoord? Ek wens jy kom kyk hoe Nadine jou aangekyk het. Sy het verseker gemaak jou antwoord is reg. Verklaar jy, Nadine, dat sover jy weet dat regtens geen beletsel is teen jou voorgenome huwelik met Magiel hier teenwoordig, en dat ons almal as getuies roep om getuie te wees dat jy Magiel as 'n wettige man wil neem. Wat is hierop jou hoorbare antwoord? Ja. Ek gaan vra dat julle twee na mekaar toe draai en mekaar die regterhand gee, julle gaan op die ringe aansit. Julle kan mekaar in die oë kyk as julle wil. Magiel, beloof jy voor God en die teenwoordige getuies dat jy haar dien, in gehoorsaamheid aan God sal lief hê, beskerm, versorg en bystaan? Beloof jy om haar geborgenheid te bied, deur getrou aan haar te wees, heilig met haar te lewe en haar geestelik te versorg, totdat die dood julle sal skei? Wat is hierop jou hoorbare antwoord? Nadine, beloof jy voor God en die teenwoordige getuies dat jy Magiel in gehoorsaamheid aan God sal lief hê, sal beskerm, sal versorg, sal bystaan? Beloof jy om hom geborgenheid te bied deur getrou aan hom te wees, heilig met hom te lewe en hom geestelik te versorg totdat die dood julle twee skei? Wat is hierop julle hoorbare antwoord? Ja. Julle mag nou die ringe aansteek as teken en simbool van hierdie geloftes.
Kom met saam. Here Jesus, Ons is in U naam verenig. Ons dankie. Ons dankie vir hierdie spesiale oomblik. Hierdie huweliksbootjie wat nou uitgestuur word in die wêreld daar buite. Ons bid vir Michiel dat hy al sy geloftes sal nakom, altyd die krag sal ontvang, altyd sal voel dat hy hom vashou en hom dra. Ons bid vir Adien, dat sy ook al haar geloftes teenoor mekaar sal nakom, dat hy ook haar sal vashou, sy dit sal voel, sal ervaar, sal beleef, haar sal dra. Ons bid vir hulle huwelik, hierdie nuwe eenheid wat gevorm is in die lig, op opstandingssondag. Die eerste dag van 'n nuwe wêreld waar hy ons verlos en vergewe. Die eerste dag van 'n nuwe week wat hy hulle stuur as man en vrou na die wêreld. Mag hulle huwelik, Here, 'n spieël wees van die lig. Mag hulle huwelik ook lig wees vir vriende, vir familie, vir kollegas, vir die wêreld waarin hulle beweeg. Seën Here, hulle tot U eenheid. Mag ons altyd daar wees om vir hulle te bid, om vir hulle advies te gee, om hulle op te tel en hulle te dra, soos wat U sou doen, maar ook om saam met hulle fees te vier. Ons bid dit, omdat ons bely dat U hom opgestane Heer is. Die Heer het opgestaan. Die Heer het waarlik opgestaan. Amen. Ons gaan nou weer saam sing, Psalm 268, die eerste vers in ons laat Heer die seën op Huldal, so ons sing die Here se seën op hulle as 'n egpaar, en na dit gaan ons Psalm 134 sing, 'n lofpsalm, en dan sluit ons af met 'n seënbede waar ons vra dat die Here se seën op ons almal sal daal. Kom ons staan dan, sing ons dit saam.